Baie welkom by nog 'n uitsending van Bybelstudie met François. Ek is Joseph François, oberholser van die Ministry of Reconciliation in Suid-Afrika. Ons is gevestig in Williersdorp in die Wes-Kaap. As jy ooit deur Williersdorp ry, kom maak 'n draai. Ek gee aan die einde ook my selfoonnommer as jy dit nodig sal kry. Kom maak gerus 'n draai, daar sal 'n koffie of 'n teetjie beskikbaar wees. Ons is besig met 'n reeks oor wie is hierdie Jesus? Ons is 'n week en 2 dae van Kersdag af. So ja, wie is hierdie Jesus? Hierdie Jesus wie se geboortedag ons herdenk op die 25ste van Desember elke jaar. Oral in die Bybel, selfs in die Ou Testament, lees ons wie Jesus vir ons is. Hier is 'n paar van die name van Jesus wat ons in die Bybel kry. Ek stel voor dat jy elke vers in konteks gaan lees. As jy lus is, kan jy sommer 'n mini Bybelstudie oor hierdie name van Jesus doen en kyk wat jy nog alles daaroor kan leer. Die Alfa en Omega, Openbaring 22:13. Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Dit is wie Jesus is. Hy is ons begin, hy is ons einde, hy is ons Alfa en Omega. Openbaring 22:13. Alfa en Omega is ook die eerste en die laaste letters van die Griekse alfabet. Jesus sê duidelik, hy is die begin en die einde van alles. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Genesis 1 vers 1. In die begin het God, Elohim, wat in die meervoud gebruik word, wat verwys na God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Een drie-enige God in die begin. Ek is, sê Jesus, die begin en die einde, die Alfa en die Omega. Is dit nie pragtig nie? Ja, amen. Jesus is ook die brood van die lewe. Johannes 6 vers 35. Jesus het vir hulle gesê, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger word nie. En wie in my glo, sal nooit weer dors word nie. Waar is Jesus gebore? In Bethlehem. Bethlehem beteken broodmandjie. En Jesus sê, ek is die brood van die lewe. Uit die broodmandjie kom die brood van die lewe. Halleluja. Ja, amen. Jesus word ook die deur genoem. Johannes 10 vers 9. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Vers 10. 'n dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Jesus word ook verwys na as die goeie herder. Johannes 10 vers 11. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Ek is herder. Hier word deur Jesus na Psalm 23 vers 1 verwys, waar daar gesê word, die Here is my herder. Ek sal niks kort kom nie. Jesus is die herder wat sorg vir sy skapies. Dis nou ek en jy daardie. Ja, amen. Johannes 15 vers 1. Wie is hierdie Jesus? Ek is die egte druiwestok en my Vader is die landbouer. Jesus is die druiwestok. Hy bring lewe aan die lote. En daai lote is ek en jy wat aan Jesus gebind is. En 'n loot wat nie vrug dra nie, sê Jesus, word afgesny. So ek en jy moet lewend en dienend bly in die liggaam van Jesus. As lote aan die ware druiwestok gebind. Jesus voed ons, sodat ons, hulle rondom ons, kan voed met die evangelie, die verlossing wat daar in Jesus Christus is. Hy is die egte druiwestok.
Jesus is ook die woord, Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Nou as ons terugblaai na die begin toe, na Genesis toe, Genesis wat beteken begin, dan lees ons in Genesis 1 en verder wat jy baie goed ken, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was woes en leeg en donkerte was oor die oerwater, maar die Gees van God, die Heilige Gees, het oor die water gesweef en God het gesê, laat daar lig wees. En daar was lig, en hierdie lig is Jesus Christus, die ware woord. Jesus is verder, ek is, Johannes 8 vers 58. Jesus het hulle geantwoord, Amen, Amen. Amen is 'n Hebreëse woord wat beteken sekerlik of dit is so. Jesus het hulle geantwoord, Amen, Amen. Ek sê vir julle, ek is al van voordat Abraham gebore is. In Jesaja 43 vers 10 lees ons, julle is my getuies, is die uitspraak van die Here, my diensknegt wat ek uitgekies het, sodat julle my kan ken, in my kan glo, en kan insien dat dit ek is. Voor my is daar nie 'n God gevorm nie, en na my sal daar nie een wees nie. Ja, amen. Jesus is verder ewige Vader. Jesaja 9 vers 5. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouers. Hy word genoem wonderbare raadgewer, magtige God, ewige Vader, vredevors. Ja, amen. Jesus is ook getrou en waar. Openbaring 19:11. Toe het ek gesien dat die hemel geopen is, en kyk, daar was 'n wit perd. Hy wat daarop sit, word getrou en waar genoem, en met regverdigheid oordeel hy en voer hy oorlog. Jesus is groot hoëpriester. Hebreërs 4 vers 14. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons styf vashou aan ons belydenis. Interessant ook hier word die woordjie hemele genoem. Volgens die antieke wêreldbeeld was daar verskillende hemele, waaronder die wolkehemel, die sterrehemel en die derde hemel waar God woon, en dit is die reine waarheid. Ja, amen. Jesus word ook na verwys in die Bybel as hoeksteen. Psalm 118 vers 22. Die klip wat die bouers afgekeer het die hoeksteen geword. Jesus is verder hoof oor alles. Efesiërs 1, 22 tot 23. Hy het alles onder sy voete gestel en hom aan die kerk gegee as hoof oor alles. Die kerk wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Ja, amen. Jesus is ook Immanuel, God met ons, as dit vertaal word uit die Hebreëse taal. Immanuel, Jesaja 7 vers 14. Daarom sal my Heer self vir julle 'n teken gee. Kyk, die jong vrou, dit is Maria, is swanger en gaan 'n seun in die wêreld bring. Sy sal hom Immanuel noem. Immanuel, God met ons. Matteus 28:20, die laaste gedeelte van die vers, en kyk, ek is met julle, Immanuel, al die dae tot aan die volëinding van die tyd. Jesus is verder koning van die konings, Openbaring 17:14. Hulle sal teen die lam oorlog voer, maar die lam sal hulle oorwin, omdat hy die heerser van die heersers en die koning van die konings is, en saam met hom is die geroepenes, uitverkorenes en getroues. Ja, amen. Die lam van God, dis wie Jesus is.
Johannes 1 vers 29. Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, kyk, die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Jesus is verder die leeu uit die stam van Juda. Openbaring 5 vers 5. Toe sê een van die ouderlinge vir my, hou op huil, kyk, die leeu uit die stam van Juda, die wortel van Dawid het oorwin, sodat hy die boekrol en die 7 seels daarvan kan oopmaak. Ja, amen. Jesus is leidsman en volëinder van die geloof. Hebreërs 12 vers 1 tot 2. Daarom terwyl ons ook so groot wolk getuies rondom ons het, laat ons van elke las ontslaa raak, van die sonde wat ons so maklik omring, en die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gerig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Hy wat terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het, die skande daarvan gering geag het en sy plek aan die regterkant van die troon van God ingeneem het. Dink inderdaad aan hom wat so 'n vyhandigheid van die kant van sondaars teen hom verduur het, sodat julle nie geestelik moeg raak en uitsak nie. Wie is hierdie Jesus? Hy is die lig vir die wêreld. Johannes 8 vers 12. Toe het Jesus weer met hulle gepraat en gesê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal beslis nie in die duisternis leef nie, maar sal die lig van die lewe hê. Jesus Christus is losser, Job 19:25. Maar ek weet, my losser leef. Uiteindelik sal hy op aarde opstaan. 'n losser moes familiebelange beskerm en ook enkelinge wat in die skuld raak loskoop. Dit is presies wat Jesus vir my en vir jou kom doen het. Ons skuldbelas sondaars. Jesus het die pad van die kruis gestap. Deur sy bloed gegiet is ons losgekoop van alle sondes en oortredinge, in belydenis daarvan, soos Johannes 1 vers 9 duidelik vir ons sê, bely jou sondes. Jesus is magtige God, Jesaja 9:5, ons het dit reeds gelees, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, die heerskappy is op sy skouers, hy word genoem wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Jesus is magtige God. Jesus is verder middelaar, 1 Timoteus 2 vers 5 tot 6, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mens Christus Jesus, wat homself as losprys vir almal gegee het, tot getuienis op die bestemde tyd. Bestemde tyd, Jesus as middelaar, die beroemdheids oor bestemde tyd word vertaal ook as sy eie tyd. Dit dui hier op die tyd soos wat God dit bepaal het. Jesus is verder ons hoop, 1 Timoteus 1 vers 1. Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, in opdrag van God, ons verlosser, en van Christus Jesus, ons hoop. Jesus is verder ons vrede, Efesiërs 2:14. Hy is immers ons vrede, hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding, die vyandskap, deur sy liggaam afgebreek het. Jesus is oorwinnaar, Openbaring 3:21. Wie oorwin, sal ek saam met my op my troon laat sit, net soos wat ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon sit. Vers 22, laat die wat ore het luister na wat die Gees aan die gemeente sê. Jesus het reeds oorwin en in hom is ons oorwinnaars oor die bose. In Jesus se naam, dis die waarheid, ja, amen. Jesus is opstanding en die lewe,
Johannes 11:25. Jesus het vir haar gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal leef, al het hy ook gesterf. Vers 26, en elkeen wat leef en in my glo, sal tot 'n ewigheid nooit sterf nie. Glo jy dit? Ja, amen. Jesus is verder parakleet of voorspraak. 1 Johannes 2 vers 1 en 2. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle nie moet sondig nie. En wanneer iemand sondig, het ons Jesus Christus, die regverdige, as parakleet by die Vader. En hy is die versoening vir ons sondes, nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Die Griekse woord parakleet verwys na iemand wat geroep is om bystand te verleen, 'n helper, 'n voorspraak, 'n pleitbesorger, 'n trooster. Is dit nie presies wie Jesus vir ons is nie? Ja, amen. Jesus Christus is ons rots. 1 Korintiërs 10 vers 4. En almal het dieselfde geestelike drank gedrink, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat hulle gevolg het, en die rots was Christus. Wie is hierdie Jesus? Jesus is verlosser. Lukas 2 vers 11. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as verlosser gebore, Christus die Here. Jesus gebore in Bethlehem, broodmandjie. En soos ons vroeër gesê het, Jesus sê, hy is die brood van die lewe. Uit die broodmandjie kom die brood van die lewe. Prys die Here, hy's verlosser. Jesus is verder die versoening vir ons sondes. 1 Johannes 4:10, daar staan geskrywe, hierin bestaan die liefde, nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes. Ons lees verder in 2 Korintiërs 5 vanaf vers 17. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, hulle het nuut geword. Vers 18. En dit alles kom van God af, wat ons deur Christus met homself versoen het en aan ons die bediening van die versoening gegee het. Dit bestaan vers 19 daarin dat God in Christus die wêreld met homself versoen het deur hulle nie op hulle oortredings toe te reken nie, en hy het aan ons die boodskap van versoening toevertrou. Vers 20, ons tree dan op as gesandte, ambassadeurs ter wille van Christus, wie ons versoening is, asof God self deur ons 'n beroep op julle doen. Ons pleit by julle om Christus ontwil, laat julle met God versoen. Vers 21, hy wat nie sonde geken het nie, hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in hom voor God geregverdig kan word. Jesus Christus is die versoening vir al ons sondes. Maar wat moet ons met daai sondes doen? Voordat ons versoening ontvang, ons moet dit bely en erken en die Here om vergifnis vra. 1 Johannes 1 vers 9. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, en daarom sal hy ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig. Versoening volg op die belydenis van daardie sondes voor God, en jy vra vir God om vergifnis daarvoor in die naam van Jesus Christus, want hy is die versoening vir ons sondes. Ja, amen. En wie is hierdie Jesus? Hy is vredevors. Ons lees weer Jesaja 9:5. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, die heerskappy is op sy skouers. Hy word genoem wonderbare raadsgewer, magtige God, ewige Vader, vredevors. Ja, amen. Wie is hierdie Jesus? Hy is die waarheid. Johannes 8 vers 31 tot 32. Toe het Jesus vir die Jode wat hom geglo het gesê, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. Vers 32, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak, en die waarheid is Jesus Christus.
Ja, amen. En laastens, Jesus is wonderbare raadgewer. Ons lees weer Jesaja 9:5. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouers. Hy word genoem wonderbare raadgewer, magtige God, ewige Vader, vredevors. Ek vertrou dat hierdie name van Jesus jou hart geraak het en jou weer daaraan herinner hoe wonderlik hy is. Wat ons ook al nodig het, ons kan dit altyd in en by hom vind. Ek wil jou uitdaag om elkeen van die name van Jesus so 'n bietjie van naderby te bekyk. Vra hom om jou te leer presies wie hy vir jou is en wie hy vir jou wil wees. Ons som dit op. Wie is hierdie Jesus? Deur te kyk na sy name. Hy is die Alfa en Omega. Openbaring 22:13. Hy is die brood van die lewe. Johannes 6:35. Jesus is die deur. Johannes 10:9. Jesus is die egte druiwestok. Johannes 15:1. Hy is die goeie herder. Johannes 10:11. Jesus is die woord. Johannes 1:1. Jesus is, ek is. Johannes 8:58. Jesus is ewige Vader. Jesaja 9:5. Jesus is getrou en waar. Openbaring 19:11. Hy is die groot hoëpriester. Hebreërs 4:14. Jesus is die hoeksteen. Psalm 118:22. Jesus is hoof oor alles. Efesiërs 1:22-23. Hy is Immanuel. Jesaja 7:14. Hy is die koning van die konings. Openbaring 17:14. Hy is die lam van God. Johannes 1:29. Hy is die leeu uit die stam van Juda. Openbaring 5:5. Jesus is leidsman en voleinder van die geloof. Hebreërs 12:2. Jesus Christus is die lig vir die wêreld. Johannes 8:12. Hy is losser. Johannes 19:25. Jesus is magtige God. Jesaja 9:5. Hy is middelaar. Hy tree vir ons in. 1 Timoteus 2:5-6. Hy pleit vir ons by Abba Vader. Jesus Christus is ons enigste hoop. Daar is geen ander hoop. 1 Timoteus 1:1. Jesus is ons vrede. Efesiërs 2:14. Hy is oorwinnaar. Openbaring 3:21. Hy is die opstanding en die lewe. Johannes 11:25. Hy is parakleet of voorspraak. 1 Johannes 2:1. Jesus is ons ewige rots. 1 Korintiërs 10:4. Jesus is verlosser. Lukas 2:11. Jesus Christus is die versoening vir ons sondes. 1 Johannes 4:10. Hy is vredevors. Jesaja 9:5. Jesus is die waarheid. Hy is die weg. Hy is die lewe. Hy is die waarheid. Johannes 8:32. In Johannes 14:6 sê Jesus: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jesus Christus is die enigste weg, die enigste waarheid en die ewige lewe. Nie een van ons kan na God ons Vader gaan deur sonder Jesus Christus nie. Ons moet in Jesus bly. Jesus is die waarheid. Jesus is wonderbare raadgewer. Jesaja 9:5. Wie is hierdie Jesus? God ons Vader som dit baie mooi op. Wanneer ons die gebeure in Matteus 3 lees, dan lees ons dat Jesus deur Johannes gedoop word. Ons lees vanaf vers 16, Matteus 3. Nadat Jesus gedoop is, het hy dadelik uit die water opgestaan. Met eens het die hemele vir hom oopgegaan en hy het die Gees van God soos 'n duif
op hom sien neerdal. Vers 17. En met eens het 'n stem uit die hemel gesê, dit is wie Jesus is. Hoor dit, ontvang dit, beleef dit. Dit is vir jou spesiaal vanmôre. Hoe God sê wie Jesus is. Dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Dit is wie hierdie Jesus vir elkeen van ons is. Hy is ons verlosser. Hy is God se geliefde seun wat uit die hemel uit gekom het om die pad van die kruis vir elkeen van ons te stap, om sy bloed vir ons te stort, sodat ons daardeur met God ons Vader versoen kan word en kan wees. Dit is wie hierdie Jesus is. Dit is my geliefde seun, in wie ek my verheug. Ja, amen. Wie is hierdie Jesus? Ons sluit af hiermee. Hierdie Jesus, hy is God. Daar word nêrens in die Bybel aangedui dat Jesus die presiese woorde ek is God gebruik het nie. Dit beteken egter nie dat Jesus nie gesê het dat hy God is nie. Kyk byvoorbeeld na Jesus se woorde in Johannes 10 vers 30. Ek en die Vader dink en doen dieselfde dinge. Ja, ons is een. Aanvanklik lyk dit nie na 'n aanspraak om God te wees nie, maar let op na die Jode se reaksie op sy stelling. Wat ons briesend maak, is dat jy God beledig. Jy wat 'n gewone mens is, stel jouself sommer as God aan. Waar het jy dit nou al gehoor? Johannes 10 vers 33. Die Jode hier het verstaan dat Jesus in sy stelling daarop aanspraak maak dat hy God is. In die daaropvolgende verse het Jesus nooit die Jode anders probeer oortuig deur te sê, ek maak nie daarop aanspraak dat ek God is nie. Dit dui daarop dat Jesus verklaar het, hy is God deur te sê, ek en die Vader is een, Johannes 10:30. Johannes 8:58 is nog 'n voorbeeld. Johannes het gesê, luister hierna, Abraham was nog nie eens gebore nie, toe was ek al daar. In reaksie hierop het die Jode weer klippe opgetel om Jesus te stenig, Johannes 8:59. Die vraag is, hoekom sou die Jode Jesus wou stenig as hy nie iets gesê het wat hulle geglo het lasterlik was nie, naamlik 'n aanspraak daarop om God te wees. Johannes 1 vers 1 sê, die woord Jesus was God. Johannes 1:14 sê, die woord het mens geword. Dit wys baie duidelik dat Jesus God as mens is. Handelinge 20:28 sê, almal in die kerk behoort aan God. Hy het baie duur vir elkeen betaal. Jesus se bloed is die prys. Wie het die kerk met sy eie bloed gekoop? Jesus Christus. Thomas, die disipel, bely voor Jesus, my Here en my God, Johannes 20 vers 28. Jesus het hom nie reggehelp nie. Titus 2:13 moedig ons aan om te wag vir die koms van ons God en Verlosser, Jesus Christus. U kan ook lees 2 Petrus 1 vers 1. In Hebreërs 1 vers 8 verklaar die Vader omtrent Jesus, maar van sy seun sê hy, U, o God, sal vir ewig en altyd heers, soos 'n koning sal U vir altyd goed en reg regeer. Wie is hierdie Jesus? Hy is God. Prys die Here. Halleluja. Ja, amen. Die belangrikste rede hoekom Jesus God moet wees, is omdat sy dood nie voldoende betaling vir die wêreld se sondeskuld sou wees as hy nie God was nie. 1 Johannes 2:2. Slegs God kan so 'n oneindige groot skuld vereffen. Slegs God kan die wêreld se sondes op hom neem. 2 Korintiërs 5:21. Slegs God kan doodgaan en daarna uit die dood opstaan. Dit bewys Jesus se oorwinning oor die sonde en die dood. Hy is God. Ja, amen. Tot volgende keer. U kan kontak maak met ons by info.ministry.reconciliationsa@gmail.com. Ons selfoonnommer 072-7586-742. Tot volgende keer. Wees geseënd. Ja, amen.